Ons kyk na ons lewe en ons sien hierdie lys van verpligtinge, maar wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan is dit amper asof die woord my wil kom wakker maak. Die woord wil vir my kom sê dat die koninkryk van God is nie net 'n saak van dinge doen nie, dis 'n saak van wees. Sê jy is 'n koningskind onder 'n koning se heerskappy en jy is geroep om 'n koninkrykslewe te leef. Maar ek is 'n koningskind geroep na 'n wêreld wat hoop nodig het. Dankie Jesus vir 'n wonderlike dag wat U vir ons mee geseën het, Here. Dankie dat ons almal saam hier by mekaar kan kom, Here. Dankie vir die liefde wat tans hier sal werk in hierdie kerk, Here. Dankie dat U Gees hier by ons is, Here. Terwyl ons sing, Here, voel ons hoe vloei dit deur ons, Here. Ons dankie dat U teenwoordig is, Here. Ons dankie dat U 'n teenwoordige God is, Here. Ons dankie vir U genade wat U vir ons gegee het, Here Jesus. Wat ons so nie verdien nie, Here. Maar U gee dit elke liewe dag opnuut vir ons, Here. Ons dankie daarvoor, Here. Here, ons bid dit, die woord wat vandag gaan gebring word deur pastoor Jacques, Here, dat op ons ore sal lê en ons harte diep wortel sal skiet, Here. Dat U deur ons sal werk, Here. Dat U deur hom U woord sal kan versprei, Here. Help asseblief, Here, dat U woord diep in ons harte sal lê, Here. En dat ek voel in my gees, Here, dat daar mense is wat sukkel, Here. Ons mense wat moeilikheid het, Here. En ons bid dat U vandag hulle sal aangryp, Here. En hulle sal U liefde net oor hulle sal uitstort, Here, soos water uit die hemel uit, Here. Here, ons bid dat U hulle sal skoon was, Here. En dat U deur hulle sal dring, Here, daai harde hart van steen weer sal vlees maak, Here. Ons dankie daarvoor, Here. Ons draai die gemeente op aan U vandag, Here. En al die mense daar buitekant wat dit nie kan maak nie, Here. Ons bid dit nie, ons ooit sal kan verdien nie, maar in Jesus naam. Amen. Vanoggend wil ek met jou gesels oor hierdie tema, die goeie nuus wat jy leef. En jy sal hoor dat baie van dit wat ek deel is die woord wat die Here vanoggend vir ons gebring het, dat jy is lig vir 'n wêreld. Amen. En ek wil jou vanoggend aanmoedig en ek wil jou vandag bemoedig om te sê dat jy leef 'n lewe van impak. Amen. En jy kan 'n groot verskil vir die Here maak. Maar ek weet nie van jou nie. Een ding wat ek agtergekom het, ek leef in 'n wêreld waar die lysie van verpligtinge al hoe langer word. Is dit nie so nie? Ons het werk, ons het familie, jy het kinders op skool, so jy's ook weer op skool. Kosblikke moet gepak word, aandetes moet gemaak word. Jy het administrasie in jou lewe wat jy moet doen. Jy het ander verantwoordelikhede. Ek weet nie van julle nie. En dan tref daai groot vraag jou elke aand wanneer jy in die verkeer sit op pad huis toe, dan lui die telefoon of jy dink by jouself, wat eet ons vanaand? Weet jy vir julle gebeur dit? En die lewe voel net asof dit 'n lys van verpligtinge is. En eers dink ons moet op hierdie lysie om 'n getuie vir Jesus te wees inwerk. Ons moet dit eers nog inwerk. Is dit nie so nie? Ek moet dit eers nog doen. Dit voel of vir ons om 'n getuienis vir Jesus te wees, maar net nog 'n item is op 'n te-doen lysie. Net nog ietsie is wat ek moet doen. Is net nog 'n verantwoordelikheid. Net nog 'n geestelike verantwoordelikheid wat ek moet uitvoer. Maar ek wil vandag 'n skrifgie vir jou voorhou en ons gaan dit saam lees en dis in Romeine 14 vanaf vers 17 tot 18 en daar staan die volgende: Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by mense geag. En ons almal sê amen op hierdie geleesde woord. Wat 'n kosbare woord.
Ons kyk na ons lewe en ons sien hierdie lys van verpligtinge, maar wanneer ek hierdie skrifgedeelte lees, dan is dit amper asof die woord my wil kom wakker maak. Die woord wil vir my kom sê dat die koninkryk van God is nie net 'n saak van dinge doen nie, dis 'n saak van wees. Dis nie net 'n saak van uiterlike dinge nie, dis 'n saak van innerlike vernuwing en sulke vernuwing dat dit wat ek van God ontvang natuurlik uitvloei. Dit word 'n natuurlike vrug wat na buite toe uitgeleef word. Dit word iets wat die Heilige Gees hier binne in my kom doen en hy kom vervorm en hy kom maak my nuut. Want so baie keer in my en jou lewe is getuienis lewer, maar net nog 'n projek wat ek moet doen. Net nog 'n taak. Maar dis baie meer as 'n projek. Om 'n getuie vir Jesus te wees is baie meer as net nog 'n taak. Baie meer as net nog 'n item op die to-doen lysie. Om 'n getuienis vir Jesus te wees is 'n lewenstyl. Ek weet nie van jou nie, ek en jy getuig elke dag, elke oomblik van die dag. Ek en jy getuig altyd van ietsie, maak nie saak watter tyd van die dag nie. Mense kyk na jou optrede, hulle luister na jou woorde, jou kinders, jou vrou, jou vriende, jou kollegas, die wêreld om jou. Die gelowiges in Romeine in hierdie gedeelte was vasgevang in godsdienstige strukture. En vir hulle was godsdiens hierdie godsdienstige forme en rituele wat hulle moet doen. Wie eet mag hierdie kos eet? Watter tyd van die dag? Watter dae is belangrik? Watter dae is geheilig? Watter kos is geheilig? En op die einde van die dag het hulle godsdiensbeoefening so vereng geraak dat hulle getuienis na buite toe geen impak gemaak het in mense se lewens nie. Dit sê vir my en jou, dit is meer as net dinge wat ons doen. Dis wie jy is. En ons het vanoggend hierdie woorde gehoor. Wie is jy? Terug gaan na iemand toe. En dan sê jy vir hom, jy. Sien julle maklik gebeur dit, nê? Okay. Sê jy is 'n koningskind. Onder 'n koning se heerskappy. En jy is geroep om 'n koninkrykslewe te leef. En hierdie tipe lewe vorm die Heilige Gees binne in ons. Hierdie 3 eienskappe waarvan Romeine praat, geregtigheid, vreugde en blydskap, of in die ander ou vertaling, vreugde, is iets wat die Heilige Gees in ons lewe kom bewerk. Dit is 'n byproduk, 'n vrug daarvan van iemand wat sê ek is onder die heerskappy van koning Jesus. Dit is iemand wat van binne af regeer word deur die koning wat binne in sy hart leef. Amen. Dis waaroor dit gaan. Dit is wie jy is. Maar ons as kerk en ons as mense, wanneer ons praat oor getuienis, voel dit of ons heeltemal oorweldig word. Aan die een kant omdat ons sê ons het nie tyd daarvoor nie. Maar aan die ander kant dat wanneer ons na ons lewe kyk en die godsvrug en die vrug wat ons openbaar, nie pas by dit wat Jesus graag deel wil hê van ons lewe nie. Ek lees hierdie skrifgedeelte en ek word so gekonfronteer met hierdie 3 beginsels: geregtigheid, vrede en vreugde. En ek vra vir myself af, hoe baie van daardie kenmerke, daardie waardes van die koninkryk van God is sigbaar in my eie lewe? Want as jy mooi agterkom, die koninkryk van Jesus en die koninkryk van die wêreld, hierdie beginsels, geregtigheid, vreugde en vrede, is lynreg in stryd met dit wat in die wêreld gebeur. Hier waar reg geskied ongereg. Is dit nie so nie? Hier waar ons vrede het as ons boodskap, die wêreld is honger daarna, soekend na vrede. Hier waar ons vreugde het, deur wat die Heilige Gees in ons lewe bewerk, is die wêreld daar buite op soek na vreugde van volgende hoogte na die volgende hoogte en hulle vind dit nie. En wanneer die Bybel met jou en my kom praat oor hierdie eienskappe, dan wil die woord van die Here kom sê, dis nie net 'n klomp dinge wat ons doen nie, dis wie jy is. Wees lig. Wees lig. Een ding wat ek agtergekom het, as ek naby Jesus leef, hoef ek nie die lig na te boots nie. Hy produseer dit in my lewe. En een ding wat ek agtergekom het, wanneer die lig in my lewe dof geraak het, dan het ek verder van hom af wegbeweeg. En die Here wil jou en my vandag net nader roep en sê, onthou wie jy is. En onthou wat 'n impak jy in 'n wêreld daar buite kan maak. Hierdie vers 18 wat so mooi sê, hy wat Christus hierin dien is aan God welgevallig en by mense geag. En ek dink by myself,
En ek vra Here, wat beteken dit as ek U in hierdie dinge dien? Wat beteken dit as kind van God, as ek die Here in geregtigheid dien, as ek die Here in vrede dien, en as ek die Here in vreugde dien? In ander woorde, die woord van die Here leer my en jou dat ek en jy, wanneer ons hierdie koninkrykslewe leef, wanneer ons hierdie waardes wat deel is van die koninkryk, waarvan ek nou deel is, leef, sien mense dit. Dit beïnvloed mense. Mense word deur opgebou, hulle word geïmpakteer in hulle lewe. En ek en jy moet iets erken. Die Here gebruik jou en my om 'n verskil te maak daar waar ons beweeg. En ek wil vanoggend by jou net, ek wil jou kom aanspoor en ek wil jou kom aanmoedig om vir jou te sê, luister hier. Jy kan 'n groot impak met jou lewe maak. Hierdie impak wat die Here ons toe roep is 'n natuurlike vrug van die Gees se werk in ons. Amen. Die natuurlike vrug. En ek wil 'n bietjie kom stil staan by hierdie 3 dinge van geregtigheid. Ek wil kom stil staan by vrede en vreugde en ek wil dit bietjie inkleer en hoe lyk dit in 'n gelowige se lewe? En wanneer jy vandag by daai deure uitstap, besef jy, maar ek is 'n koningskind, geroep na 'n wêreld wat hoop nodig het. Ek is geroep na 'n wêreld toe wat soekend is, wat honger is. En ek het iets om te bied. Ek het iets om te bied en ek gaan dit uitleef deur geregtigheid te laat geskied. Ek gaan dit uitleef deur om vrede en vreugde uit te leef aan 'n wêreld daar buite. En iewes skielik sien jy hoe jou lewe transformeer. Ek weet nie van jou nie. Elkeen van ons wat vandag hier sit, het heel waarskynlik die begeerte, Here, transformeer ons huwelike van goed na baie beter. Amen. Ons wil ons verhoudinge verbeter, ons wil ons wêreld verbeter, ons wil ons omgewing verbeter. Die Here gee vir ons daardie geleentheid om 'n verskil te maak in 'n wêreld. En ek begin vandag by geregtigheid. Ek dink aan hierdie woordjie geregtigheid en dadelik tref dit in my hart, Micha 6:8. Dit is wat God van julle verwag, dat jy geregtigheid sal leef. Dat jy reg sal laat geskied. Sê saam met my, reg sal laat geskied. En hierdie eerste deeltjie oor geregtigheid het baie te doen met jou karakter, wie jy is. Geregtigheid. Geregtigheid is om reg te lewe voor die Here. Geregtigheid is om te doen wat reg is aan ander ook. Wanneer ek geregtigheid leef, dan behandel ek ander mense met dieselfde goedheid waarmee God my behandel het, selfs al het ek dit nie verdien nie. Het jy al agtergekom hoe voorwaardelik raak ons liefde in hierdie wêreld? Ek wag eers tot daai ou om verskoning vra, dan sal ek hom nader. Ek sal hierdie stoel warm sit. Ek sal 13 nagmaaldienste vir my net bloot oor die feit, hy moet eers toe kom sê, hy is jammer. Ons doen dit. Ons doen dit. En wie lei daaronder? Onsself en ons beïnvloeding in 'n wêreld word al hoe minder. En die Here het jou geroep om lig te wees, nie 'n emmer oor daardie lig te kom plaas nie. Hy het jou geroep om 'n verskil te maak. Ek en jy moet die goedheid van God uitleef aan mense, selfs wat dit nie verdien nie. Een ding wat ek agtergekom het, wanneer ek die regte ding doen, wanneer ek reg gaan, ander geskied, gebeur daar 'n paar dinge in my lewe. Ek vergewe vinniger. Halleluja of eina? Eina sê, okay Here, ek hoor wat jy vanoggend vir my sê. Ek veroordeel stadiger. Iewes skielik het ek deernis in my hart vir mense. Ek gee ruimte vir mense om te groei. Iewes skielik het ek hierdie geduld rondom mense se vordering. Ek lewe 'n getuienis uit. Ek word Jesus verander. Amen. En ek wil jou vra, in jou verhoudingslewe teenoor jou vrou, teenoor jou man, laat jy reg geskied? Doen jy die regte ding? En die eenvoudige antwoord op dit is ja of nee. En al twee van hierdie antwoorde het 'n effek, maar net een, dat die huwelik groei. Amen. Geregtigheid om daardie dryf in jou hart te hê, om die regte ding te doen. Sê saam met my, Here, help my, lei my, leer my. Wanneer ek kyk na hierdie woordjie vrede, toe wou ek eers weghardloop. Want ek kyk na my eie lewe en ek besef hoe maklik gebeur dit dat my vrede by my gesteel word. Is dit nie so nie? Hoe maklik het ek en jy nie toelaat verhoudinge en omstandighede ons vrede steel nie. Druk situasies.
Maar die Here het my geroep om 'n draer te wees van sy vrede. En dan dink ek by myself, ek gaan in 'n wêreld uit daar buite en ek vra vir myself, maar waar's die vrede waarvan my lewe moet getuig? En ek wil vandag aanspoor, kom weer nader. Dat die Here jou lewe weer kom vul met vrede. Kom vertrou weer, dat die Here in staat is om te kan doen ver bo dit, wat ek en jy kan bid, dink of selfs droom. Want vrede het hierdie twee bene. Aan die een kant gaan dit oor verhoudinge, nê. Iemand wat vrede bewerk is iemand wat 'n vredemaker is. Ek wil vir jou vra, maak jy vrede of beklei jy die hele tyd? Vind jy altyd fout? Is jy altyd krities? Is niks nooit reg vir jou nie? Want as ons krities is, dan het ons min waardering vir mense. Maar wanneer ek eenheid bewerk, is daar hierdie waardering verander. Wanneer ek eenheid bewerk, sê ek, luister hierso man, ek wil vrede in hierdie huwelik hê. Ek wil vrede bewerk. Eenheid is vir my verskriklik belangrik. Wanneer ek sê ek wil vrede bewerk, dan akkommodeer ek nie kinderstories in my lewe nie. Amen. Ons het almal van hulle, nê. Sissie, kom ons bid gou oor Tannie Sannie. Het jy gehoor wat gebeur het? Here, Tannie Sannie gaan deur hierdie moeilike ding met Koos, haar ou man, Here. En ons vertel die hele storie onder gebed, is dit nie so nie? Ek akkommodeer nie kinderstories nie. Ek praat nie sleg van ander mense nie. Ek hoop die beste. Ek glo die beste. Ek verdra. 'n Koninkrykslewe is 'n ander tipe lewe. Waar die wêreld vir my sê dat onreg geskied, sê ek gaan laat geregtigheid geskied. Al kos dit my 'n prys. Jesus het geregtigheid laat geskied. Jy het iets ontvang wat jy nie verdien het nie. En Jesus het 'n prys betaal en dit was sy lewe. En wanneer ek reg aan ander mense laat geskied, klim ek van my lewenstroon af. En dit gaan nie oor my gemak nie. Partykeer moet ek in my eie opinie sterf om vrede te bewaar. Amen. Ek praat baie keer met jong mense in hulle huwelike as hulle beklei. Ek vra, hoe gaan dit? Dan sê hy, pastoor, ek my vrou net waar ek haar wil hê. Onder my duime. Get haar daar. Waar is jou skoonma? Nee, sy het my daar. Ons weet dis nie waar nie, hoor, ons weet dis nie waar nie. Halleluja, halleluja. Ek het daai seentjies so lief. Amen, amen. En een ding het ek vinnig agtergekom in my lewe. Wat help het ek wen die argument, maar ek verloor die respek vir die persoon vir wie ek lief is? Ons betaal dan maar duur pryse vir my aansien, vir my opinie, terwyl die Here jou en my roep om vredemakers te wees. Jy kan bid of jy kan beklei. Net een bou die huwelik. Kom ons bid. Aan die ander kant het ek hierdie hele gedagte oor vrede wat praat oor die storms, maar hoor hier, wanneer jy in moeilike tye kalm bly, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat jy rus in God se heerskappy, dan sien mense dit. Is dit nie so nie? Wanneer jy in moeilike omstandighede net rus in die teenwoordigheid van die Here, dan word jou vrede 'n stilde preek. Mense kyk nie en sê, wow. Jou vrede wat jy het, word 'n uitnodiging aan ander. As God dit vir hom kan doen, kan die Here dit vir my doen. Jou volharding word hierdie uitnodiging. Jou reaksie op 'n krisis word jou getuienis dat God in staat is om enigiets te kan doen en dat hy 'n waarmaker is van sy beloftes in jou lewe. Amen. Jou lewe word daardie getuienis. Weet julle wat dis vir die vyand kom doen? Hy kom steel ons getuienis. Ek wil vandag vir jou wat hier sit aanmoedig. Moenie die vyand toelaat om jou getuienis te kom steel nie. Want die Here Jesus deur sy gees bewerk vrede in jou lewe. Amen. Halleluja. Ten spyte van jou omstandigheid en krisis. Ek wil jou aanmoedig. Iemand wat geregtigheid leef, doen die regte ding aan ander. Leef geregtigheid uit. Iemand wat vrede uitleef, sê my geloofslewe inspireer ander om te volhard. My verhoudingslewe trek mense nader eerder as om ander weg te stoot. En dan die laaste een is hierdie mooi ding oor blydskap. En ek skryf 4 woorde neer toe ek dink aan die woordjie blydskap. En ek wil kyk na jou eie lewe. Ek skryf hier blydskap en toe skryf ek leef voluit, entoesiasties,
inspirerend, en ek bly by hierdie laaste woordjie, blymoedig. Blymoedig. En ek kyk na my eie lewe. Pieter, ek dink by myself, Here, ek skiet kort. En dan probeer ek die goed outomaties produseer. Ek probeer dit namaak, nie weet. Mense, hoe gaan dit met jou? Nee, gaan goed met my as hulle wegstap. Ek haat daai vraag. Is dit nie so nie, nee? Ons probeer dinge naboots en ons gee nie oor aan die Heilige Gees se heerskappy in ons lewe, dat hy ons kan kom nuut maak, dat ons ten spyte van omstandighede daardie blydskap kan openbaar nie. En wanneer ek blymoedigheid neergeskryf het, het ek besef, hierdie koninkryksblydskap waarvan die Bybel praat, is nie 'n oppervlakkige blydskap nie. Hierdie koninkryksblydskap is iets wat aansteeklik is. Kom ons wees eerlik, as iemand blymoedig is, ek wil rondom so 'n mens wees, is dit nie so nie. Dis lekker in so ou se teenwoordigheid. En die Here wil vandag weer vir jou vrede kom gee. En die Here wil vandag weer vir jou blydskap kom gee, want weet jy wat die vyand het dit by jou kom steel? Een ding wat ek agtergekom het van blymoedige mense. As 'n mens baie keer so saam met Monique tyd spandeer, dan kom jy agter haar entoesiasme oor die lewe maak my baie nuuskierig. Want waaroor is sy so dankbaar? Hoekom is daar soveel waardering aan haar lewe oor die klein goedjies? Dan besef ek die vreugde wat sy het hang nie af van omstandighede nie. Maar dis Jesus wat dit in haar lewe kom doen. Het jy sulke mense in jou lewe? Het jy sulke mense in jou lewe? Dan wil ek die vraag vra, is jy so 'n mens? Dankbaar te wees vir die klein goedjies in die lewe. Dankbaar te wees vir die persoon wat langs jou sit. Kyk na die ou langs jou. En sê, jy het oud geword, maar ek like jou nog steeds, hoor. Hoe ouer ek word, besef ek net hoe kort is die lewe. En ons jaag soveel dinge na. Maar my rykdom is die mense wat aan my kant sit. Dis my familie. Nie dinge nie. Dis al wat ek oor het. Ek sien dit so baie keer as jy in die hospitaal is en al die ou oom en 'n ou tannie daar so in die hospitaal, dan sê hulle, waar is my kinders? Vra nie waar is my huis en waar is my kar nie. Ons spandeer al ons aandag op wêreldse goed om die bymekaar maak van dinge, maar dinge waarop dit saak maak. Liefde, vrede, verdraagsaamheid, geduld. Daardie dinge ag ons nie. En ons lewe openbaar dit nie. Ek het die afgelope tyd 'n ding geleer in my lewe. Ek sê vir myself, word stadiger. Staan stil vir 'n oomblik. Dit werk 'n bietjie hierdie week. Want ons is so haastig. Oomblikke gaan verby. En so in my stilte tyd hierdie week stuur iemand vir my 'n boodskapie en ek lees en daar staan hierdie volgende woorde. Wat is die lekkerste ding van ouerskap? Jean, en dit slaan my onderste bo. Dit sê, wat is die lekkerste ding van ouerskap? Om jou kinders te sien groot word. En hy sê, wat is die slegste ding van ouerskap? Dis om jou kinders te sien groot word. Want die lewe gaan so vinnig verby. Blydskap en blymoedigheid is jou positiewe teenwoordigheid wat lig bring in 'n donker wêreld. Daar in die koffiekamer in. Man, as Etienne daar instap, dan is die lig aan. Is dit nie so nie? Dis my en jou getuienis wat ons het. Blymoedigheid, dankbaarheid. Luister, daar's genoeg dinge wat jou aftrek. Daar's genoeg dinge. Daar's genoeg lelik in hierdie lewe. Maar ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek is 'n koninkryksmens. Ek is onder nuwe heerskappy. Ek is 'n ambassadeur van die lewende koning en sy naam is Jesus, wat regeer en leef binne in my hart en in my lewe. Hy het my sy gees gegee en die vreugde wat hy my gee is die getuienis dat hy my hart met sy volheid vul. Halleluja. Dis die getuienis wat ek uitleef. Hierdie 3 dinge, vrede, vreugde, blydskap, geregtigheid, hierdie dinge is nie take nie. Dit is die vrug. Dis 'n koninkrykslewe wat die Gees in jou kom vorm. En dit is 'n koninkryksmens. En wanneer ek en jy so is, dan getuig ons sonder om regtig waar te probeer. Dit kom net natuurlik. As jy 'n lig aansit, wat doen hy? Hy verdryf die duisternis. Hy staan nie en beklei in die duisternis nie. Ek en jy leef 'n getuienis
Die goeie nuus van God se koninkryk is eenvoudig, maar is radikaal. Hierdie is radikaal. God regeer en hy regeer in my. Amen. God regeer en hy regeer in my. God regeer en hy regeer in my. God regeer en hy regeer in my. Dis die goeie nuus wat ek en jy leef. So man, wanneer jy by jou huis is, maak seker dat jy jou Vader wat in die hemel is verheerlik deur om geregtigheid teenoor jou vrou te laat geskied. Man, as jy by die huis is, maak seker dat jy jou Vader in die hemel verheerlik deurdat jy vrede bring en vreugde uitleef. Mag dit jou verklaring wees in jou huis. Mag ek en jy God verheerlik. Vrou, mag jy jou Vader wat in die hemel is verheerlik deurdat jy die atmosfeer in die huis bepaal. Asseblief. 'n Man reageer daarop. En dis weer die uitdagende tye wat vroue beleef. Maar jy's 'n agent van verandering. Dat wanneer die wêreld op almal en alles rondom jou neerkom, wanneer jou man by daardie deur instap, is daar 'n atmosfeer van vrede en blymoedigheid en dankbaarheid en waardering. Jy is God se veranderende agent in 'n wêreld daar buite, vrou. Halleluja. Daarom wanneer hulle praat oor die vrou wat 'n helper is, sê hulle sy's 'n warrior. Jy veg teen 'n koninkryk wat duisternis in ons huise wil inbring. Jy's 'n muur wat keer. Jy is lig wat die duisternis oorwin. Want Jesus skyn deur jou. Mag ek en jy ons Vader verheerlik deur hierdie getuienis wat ons uitleef. So hierdie is my verklaring vandag. Die Here is my koning. Is dit joune? Hy is koning van sy ryk. Hy is koning van hierdie koninkryk. Amen. Maar hy is koning van my lewe en hy is koning van my hart. Ek geniet hoe die ons 'n liedjie so vanoggend, hy het nie eens geweet waar ek preek en ons sing koning van my hart. As daar maar net dit bevestig net altyd, ons het maar net een gees, nê? En dis die Heilige Gees. Halleluja! En hy's 'n goeie gees. So my getuienis is nie iets wat ek doen nie, Dawie. My getuienis is wie ek is in Christus Jesus. Ek is 'n koningskind in die koninkryk van die Here. En my lewe spreek van geregtigheid, my lewe spreek van vrede en my lewe spreek van vreugde. En daardeur leef ek die duisternis daar buite lig. Wanneer ek en jy so leef, word Jesus groot gemaak. He will draw all men unto him. Hy sal sy kerk laat groei. Maar wees jy 'n agent van waarheid daar buite. Amen. Kind van die Here, jy wat vandag hier sit, mag jy geïnspireerd wees om 'n groot verskil in die wêreld daar buite te maak. Wees 'n beter man asseblief. Wees 'n beter vrou. Jong mense, wees gehoorsaam aan jou ouers. Eer jou vader, eer jou moeder. Hierdie is koninkryks beginsels. En wanneer jy hierdie beginsels leef, dan is daar 'n beloning. Jy sal lank lewe. Kom ons begin die koninkrykswette deel maak van ons lewe. Kom ons kom by daardie plek waar ons sê as God se koninkryk dan nie 'n saak van spys en drank is nie van uiterlike godsdienstige forme nie. As God se koninkryk 'n saak van geregtigheid is, ek sal dit leef. As God se koninkryk 'n saak van vrede is, ek sal dit leef. As God se koninkryk 'n saak is van vreugde, ek sal dit leef. Wees jy daardie agent wat jou wêreld om jou, wat die duisternis daar buite lig leef. En ons almal sê amen. Maar soos ek ons almal ken, sit ons ook hier vandag. Sê ek hoor wat jy sê. Maar dit is so spookasem. Is weg. Tjok, ek het nie vrede nie. Ek het nie vreugde nie. Ek weet nie wat dit is nie. En baie van ons wat vandag hier sit,
Ons is dors. En baie van ons wat hier sit vandag het 'n hongersnood in ons geestelike lewe. Maar een ding wil ek jou vandag aanmoedig. Die Here het nog nooit opgegee op jou nie. En hierdie week hoor ons 'n storie en dit is 'n bekende storie van Martha en Maria wat by Jesus sit en daai storie het my lewe geïmpakteer weer. En Martha en Maria wat by Jesus se voete kom sit en een wat besig is met 'n klomp dinge en een wat by Jesus se voete sit. En die woord sê en Jesus sê sy die beste deel gekies. Dis nie dat die dinge wat ons doen verkeerd is, dis baie keer net dat die prioriteite omgedraai is. Dat dit wat dringend is word belangrik en dit wat belangrik is word dringend in ons lewe. Dis dit nie so nie. Ek wil jou kom vra en ek wil jou uitnodig. Wanneer laas het jy by Jesus se voete gesit?